Goeiedag en baie welkom weer by ons oordenking. Dankie dat jy ingeskakel het. Hierdie week gaan ek weer so 'n bietjie saam met jou kuier. Nou kom ons lees saam 1 Petrus 3 vers 13 tot 14. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Almal van ons volg iemand, en ek dink dis baie makliker om iemand te volg, as dit vir ons iets inhou, is dit nie so nie? Ek dink as ons iemand volg, en ons weet daar's vir ons voordele, daar's iets wat vir ons daarin is dit baie makliker om so iemand te volg. Maar dink gou vir 'n oomblik hieraan. Hoe sal jy daaroor voel as jy iemand volg, en jy weet, as ek hierdie persoon volg, gaan ek moet ly. Dit gaan nie noodwendig vir my iets inhou nie. 1 Petrus kom en dan sê hy vir ons, salig is julle as julle selfs moet ly. En ek dink baie keer vir ons as Christene, as volgelinge van Jesus, is die realiteit daar. Om 'n volgeling van Jesus te wees, beteken dat ons soms gaan moet ly. Dit beteken nie, ons paadjie gaan altyd net voorspoedig wees en alles gaan maar net altyd uitwerk en om 'n Christen te wees het altyd net iets vir my en ek trek net voordeel daaruit nie. Om Jesus te volg gaan partymal ook van jou 'n prys vra. Dit gaan beteken jy moet iets opoffer. En hier's my vraag vandag aan jou. Wat is jy bereid om op te offer sodat jy die goeie kan sien gebeur? Is jy bereid om te ly sodat God se koninkryk uitgebou kan word? Is jy bereid om swaar te kry ter wille van God se koninkryk, ter wille van die bevordering van God se koninkryk? Of volg jy met voorwaardes? En goed soos, ek's bereid om dit of dat te doen, ek's bereid om 'n Christen te wees, tensy dit net goed gaan met my. Is jy bereid om Jesus te volg? Al beteken dit, jy moet dalk bietjie ly, sodat die goeie uitgebou kan word. So ek wil jou uitdaag vandag, dink bietjie hieraan. Is jy bereid om Christus te volg, al beteken dit gaan iets van jou vra, al beteken dit, jy moet dalk moontlik ly. En as jy ly, en as dit 'n prys vra, of dit vra opoffering, dan word sy koninkryk uitgebou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons ten volle toegewyde, geesvervulde volgelinge van Jesus kan wees. En Here, ons weet, hierdie pad wat ons loop saam met U, dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd 'n eenvoudige pad nie, dis nie altyd 'n pad wat net vir ons voordelig is, en net goed in ons skoot laat val nie. Partymal vra U iets van ons, en U vra 'n prys, U vra opoffering. En Here, vandag wil ons aanmeld vir diens. Ons wil vandag onsself bereid verklaar, en ons wil sê, Here, ons is hier, ons sal U volg, maak nie saak wat dit van ons vra nie. Ons sal U volg, al beteken dit, ons moet ly, ter wille van U koninkryk, want ons weet, dit is salig om te ly vir U koninkryk, want hierdie lewe maak nie hier op aarde klaar nie. Hierdie lewe is maar bloot net 'n stukkie, dis 'n hoofstuk in ons lewe, en as ons lewens hier klaar maak, begin daar iets beters. Dankie dat ons vandag ons vrese kan oorwin, en ten volle toegewyde volgelinge van Jesus kan word. Ons sê vir U dankie daarvoor, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar weer môre. Geniet jou dag. Totsiens.